Goed, vandag deel ons 'n gedagte en dit gaan oor laat gaan van dit wat jy terughou. Nou, ons is in die begin van 'n nuwe jaar en ons is ook al weer aan die einde van die jaar. So vinnig gaan die jaar. Ek begin al reeds vir mense vra, wat is julle planne vir Desember? Het julle enige planne? Wat gaan julle eet? Ek is al besig om resepte bymekaar te maak, want dit is net so, dan is ons daar. Maar ja, laat gaan van dit wat jy terughou. Nou, ek weet nie, lyk jy nuwejaar voornemens nie. Dalk is jy iemand wat nuwejaar voornemens maak, dalk is jy iemand wat glad nie nuwejaar voornemens maak nie. Maar alhoewel die slim mense sê, nou, ek weet nie hoekom doen hulle die meeste van hierdie studies net in Amerika, hoekom doen hulle dit nie hier by ons nie? Dink hulle ons gaan hulle cheat, wat is die probleem? Maar van die studies wat hulle gedoen het in Amerika, sê dat slegs 30% van die Amerikaners het nuwejaar voornemens en 70% het nie nuwejaar voornemens nie, met dan al die redes daarvoor. Nou, as jy gaan kyk, wat is van die top 5 voornemens wat mense doen, is die heel eerste een op die lys, is mense besluit hulle gaan meer aandag gee aan hulle gesondheid. Hulle gaan beter begin eet, hulle gaan meer begin oefen, en ek het selfs, julle is hier mense wat in ons kring is, wat laas week vir my gesê het, by die oefening, en sê, Walter, sien jy hierdie lift? Jy gaan hom nooit weer volgende jaar so sien. Ek gaan van so gaan ek, so. Kyk wat ek eet reg, ek drink reg, ek loop reg. As jy van hierdie week af, begin ek hardloop, begin ek loop, begin ek push-ups doen, begin ek sit-ups doen. Nuwe dinge. So die eerste een op die lys is gesondheid. Die tweede ding, julle sal nou nie daarmee saamstem nie, maar ek kan ook ons daai meer vir eenselfde, finansies. Die tweede ding waar ons gaan kyk is finansies. Ons gaan beter begin budget. Ons gaan 'n bietjie die kraantjies so hier en daar moet toemaak. So 'n bietjie kyk, hoe kan ons dalk, ek het 'n vriend, hy sê altyd vir my, jy moet nie afskaal nie, jy moet kyk, hoe kan jy meer geld maak? Moenie toedraai nie, kyk, hoe kan jy meer geld maak om nog meer op te draai? Nou, hoe dit ook al in jou lewe mag wees, is finansies, is die tweede een op die lys. Ons gaan kyk na ons finansies. Ek wil 'n beter toekoms hê, ek wil nou beter na myself kyk, hoe dit ook al mag wees. Die derde een op die lys is verhoudinge. Ons gaan begin kyk na ons verhoudinge. My verhouding moet verbeter. Nou, dit is verhoudinge van na alle kante toe. Verhouding met vriende, verhouding met my familie. Ek gaan my beter koneksie hê met my familie. Ek gaan meer tyd met hulle spandeer, ek gaan hulle bel. My vriende gaan ek bel 1 keer 'n week, ek gaan hoor hoe gaan dit, ek gaan vir hulle bid. Verhouding, jou huwelik, ek gaan met my huwelik begin werk. Ek soek 'n beter huwelik, nie huwelik uit nie. Huwelik bly, weet? Baie mense het 'n huwelik, hulle sê huwelik uit. Nee, ek gaan werk aan my verhouding, om te sê huwelik bly. Dit is my vrou. Myne is lief vir haar bly. Wat gaan ek doen om hierdie verhouding nog beter te maak? Wat kan ek doen? Wat se boeke kan ek vir haar koop dat sy my nog beter kan verstaan? Nee, daai tipe ding, verhoudinge. Die vierde een waar mense sê, die vierde op die lys, kan jy glo, sê ek gaan 'n bietjie tyd aan myself spandeer, 'n bietjie na myself kyk. Hierdie is die jaar wat ek net absoluut, ek gaan vir my 'n stokperdjie kry. En dis nie daai stokperd nie. Oscar, julle wat in Bloemfontein is. Dit is stokperdjie, daar het ek kinders mee. Iets wat jy doen, dat jy jou belangstel. En hulle sê 5 dies. Ek gaan 'n bietjie aandag gee aan my werk. Ook in verskillende rigtings. Ek gaan vir my nuwe werk kry. Ek moet ergens 'n plek kry wat vir my meer betaal. Ek is seker daarvan ek is meer werd as dit wat nou is. Ek gaan myself toerus. Ek gaan nog 'n sertifikaat kry, gaan nog iets doen, maar ek gaan aandag gee aan my werk.
So dit is van die dinge wat mense sê, dit is wat hulle wil doen. Nou, dalk is dit vir jou heeltemal iets anders dit. Dalk is jy meer om geduldig te wees. Jy sê dalk, ek wil 'n bietjie meer geduldig wees hierdie jaar. Ek gaan werk aan my geduld. Ek wil nie so vinnig optree nie. Ek gaan hierdie jaar wil ek meer luister as wat ek praat. Ek wil 'n beter man wees vir my vrou, beter pa vir my kinders. Dalk is dit om jou gevoelens beter uit te druk, want party mense weet nie altyd hoe om hulle gevoelens uit te druk nie. As hulle kwaad is, dan hulle so 'n manier hoe hulle gevoelens uitdruk dat jy weet nie of hy 'n senuweeinstorting kry of hy vir jou iets probeer sê en of hy kwaad is en dit is ek weet nie wat sê jy eintlik vir hom. As jy ontstel, wil jy daaroor praat, kan ek jou help? So dalk is jy iemand wat sê, ek wil net my gevoelens wil ek beter uitdruk. Maar, hoe dit ook al mag wees, een ding kan ons vanmôre weer saamstem, en dit is, die verandering wat jy ook al dink om te doen, is moeilik. Dit is nie maklik nie. Nou, daar is twee groepe mense. Die een groep mens sal gewoonlik sê, of die een groep van mense sal sê, dat ek het net een ding wat ek graag sal wil verander in my lewe. Ek sal net my finansies wil verander, of ek sal net my verhouding met my vrou of met my familie wil verander. En dan die tweede groep is 'n groep wat sê, ek sal my hele lewe moet verander. So dalk is jy vanmôre hier en jy hoef nie jou hand op te steek nie. En as ek moet vra, is daar dalk iemand wat vanmôre sê, daar's net een ding wat ek graag in my lewe sal wil verander. Dan is daar dalk iemand wat sê, ek sal graag een ding in my lewe wil verander. Dalk sit jy hier en jy sê, ek is in die groep. Ek sal my hele lewe moet verander. Alles in my lewe is chaos. Noem dit. My gesondheid is chaos, my finansies is chaos, my verhoudinge is chaos. Die manier hoe ek na myself kyk is chaos. By die werk is dit chaos. Ek voel verwyderd van die Here, ek kry nie stilte uitgehou nie, dit voel vir my of ek nie ergens belong nie, wat dit ook mag wees, is dit absoluut my hele lewe. Maar dan is dit my gebed, dat jy vanmôre hier sal uitstap, en dat jy huis toe sal kan gaan, en vir jouself sal kan sê, ek is bly, ek het tog nie moeite gedoen, om vanmôre kerk toe te kom. Ek dink die vraag wat ons sal vra is, waarom sal ek wil verander? Hoekom wil jy verander? Hoekom wil jy, kom ons sê nou maar, jou verhouding met jou vrou beter hê? Hoekom wil jy beter verhouding hê met familielede? Hoekom wil jy nie kwaad wees vir iemand nie? Want die ding is, as ek iemand haat, is al onvergewensgesindheid is in my lewe, dan beteken dit, daar is woede in my lewe. Byvoorbeeld, ek moet iemand vergewe, ja, maar hoekom wil jy die persoon vergewe? Want die ding is, die rede hoekom jy hom nie kan vergewe nie, is omdat daar haat en woede in jou is. En jy is 'n kanaal van Jesus Christus. It is not about you. Jou lewe gaan oor Jesus Christus. En Jesus Christus gebruik jou as 'n kanaal. En as hierdie kanaal 'n paar klippe in het, hoe gaan dit skoon water wees? Hoe gaan jy 'n skoon kanaal wees? Dit is hoekom jy sal wil verander. Dit is hoekom jy sekere dinge in jou lewe sal wil verander. Want dit is ter wille van Jesus Christus. Hoekom wil ek in vrede en in kalmte en in harmonie met my vrou lewe? Want ek is die hoof van die huis. En Jesus Christus werk deur my en ek moet dit kan deurvloei na my vrou toe. En my vrou moet dit kan voel en my kinders moet dit kan ervaar. Dit is hoekom ek dit wil doen. Dit is hoekom ek dit wil verander. Vir geen ander rede nie. Dit gaan oor Jesus Christus. In Markus 1:16 staan daar die volgende: op 'n dag terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy hoe Simon en sy broer Andreas hulle visnette in die see uitgooi, want hulle was vissers van beroep.
Jesus loop langs Galilea, dit is waar hy die meeste van sy bediening uitgeleef het. Hy kry vir Simon en hy kry sy broer Andreas. Op daardie stadium gewone mense, hulle het nog nie 'n titel nie. Ons weet nog nie regtig of hulle disippels of apostels of wie hulle gaan wees nie, is net dood normale mense, Simon en Andreas. En hulle doen wat hulle altyd doen. Hulle doen dit wat vir hulle normaal is om elke dag te doen. Hulle vang vis. Hulle doen dit nie vir 'n stokperdjie nie. Hulle neem nie deel aan 'n kompetisie nie. Dit is hulle werk, dit is wat hulle doen. Een van die geskiedkundige skrywers, Josephus, het gesê dat as jy op daardie stadium by die meer van Galilea of die see van Galilea, soos hy ook bekend staan, verby sou geloop het, of daar sou gewees het, dan sou jy plus minus 240 visserbote gekry het. So, dit was 'n algemene werk wat Simon en Andreas gedoen het. Dit was niks vreemds gewees nie. Algemeen, normaal. En nou wil ek vanmôre vir jou vra, het jy al so gevoel in jou lewe? Net 'n gewone mens. Jy voel regtig maar net soos 'n gewone, klein gewone, 'n plat gewone mens. Ek dink dis regtig wat jy kan wys nie. Jy het maar 'n gewone werk. Een van daai werke is as iemand sê wat werk jy en sê, nee, regtig, vertel my meer van dit, hoe werk dit? Dis maar net, dis by 'n gewone skool, jy's nie by een of ander weird skool, jy's net gewone skool, gewone dinge, bly in 'n gewone huis. Ook 'n huis. Waar bly jy? Daar, nee. En jy kry 'n huis en jy kry 'n shoehouse. Mense vir my vra, Walters, waar bly jy? En sê, dis waar ek bly. En as al ander mense baie keer saam met my in die kring en dan vra hulle, waar bly julle? Nee, daar so en so is 'n straat. Sjoe! Dis mos daar bo. En daarmee voel jy net weer soos die gewone mens. Wel, ek het vir jou goeie nuus, as jy voel soos 'n gewone mens, want God roep gewone mense vir 'n buitengewone doel. En ek dank die Here daarvoor. Nou, in die Nuwe Lewende Vertaling staan daar Markus 1:17 is die volgende vers, en Jesus het na hulle geroep, kom word my disippels en ek sal julle vissers van mense maak. Vir hierdie gewone mense kry 'n buitengewone uitnodiging. En die Here roep jou vanmôre, want dit is hoekom jy hier is, vir 'n buitengewone uitnodiging. Hy sê vir hulle, kom hier, kom saam met my, dit is in die 83 vertaling, en ek sal julle vissers van mense maak. Kom hier. Ek wil hê die prentjies sien, gewone mense, Jesus, kom hier. Kom saam met my. Ek gaan vir julle vissers van mense maak. In die 2020 vertaling staan daar, Jesus sê toe vir hulle, volg my en ek sal julle vissers van mense laat word. Wat 'n uitnodiging. Volg my. Dadelik, dis wat Jesus sê. Ek sal sê, as ek die woord mag gebruik, is nogals weird. Daar's geen inleiding tot hierdie gesprek nie. Daar's geen verduideliking nie. Jesus het nie vir hulle gesê, kom gou 'n bietjie hierso, weet julle wie is ek? Nou kyk, ek is Jesus Christus, ek is die verlosser. Nou ek het 'n plan, kom ek wys vir julle hoe werk my 3-punt plan. A, B, C. Dis die tipe mens wat ek nodig het, dis wat ek wil doen, dis wat ek wil bereik. Ek sien julle het redelike kwalifikasies hierso, julle weet hoe om vis te vang. Nou, om vis te kan vang beteken jy moet uithou vermoë hê, jy moet geduldig kan
wees. En daar sekere skills wat julle het, wat ek graag sou wil gebruik. Wat sê julle daarvan, om dit te los waarmee julle besig is, en dan volg julle my? Dit is half hoe ek die storie sou wou gehad het. Jesus werk nie so nie. Hy stop dit en sê, kom hier, volg my, sonder enige verwyderings. Nou, die Ou Testamentiese profete het baie geprofeteer vir die mense gesê, julle moet God volg. Hulle het met die mense gepraat en hulle het hulle gewaarsku en vir hulle gesê, julle moet regkry. Julle sal moet ophou waarmee julle besig is. Julle sal God moet volg. Maar hierso kom Jesus en hy sê, volg my. Kom sluit by my aan. Met ander woorde, hy sê vir hulle, verander wat jy doen en waarom jy dit doen. En dis die heel eerste ding wat vir jou vanmôre belangrik moet wees om te hoor, wat sê die Here vanmôre? Hy sê, verander wat jy doen en waarom jy dit doen. Jy weet wat jy alles doen en jy weet waarom doen jy alles. En onthou waarmee ons begin, daar sekere dinge wat jy moet los. Los die dinge, raak ontslaaf van die dinge wat jou terughou. En baie keer van daai dinge wat jy terughou, as jy kan verander wat jy doen en waarom jy dit doen, dan gaan dit baie makliker wees om dit te los. En Jesus het dit nie net een keer vir mense gevra nie. Hy het nie net een keer vir mense gevra om volg my nie. Hy het eintlik 21 keer in 21 verskillende gesprekke het Jesus vir mense die uitnodiging gegee en gesê, kom volg my. Wat het hierdie vissermanne gedoen? In Markus 1 vers 18 staan daar, en hulle het dadelik hulle nette gelos en saam met hom gegaan. En hulle het dadelik, onmiddellik, op daardie stadium, hoe jy dit ook al wil vertaal, jy gaan uitkom by, hulle het dadelik, het hulle nette, net daar gelos, en hulle het Jesus gevolg. Vers 19 en 20, die volgende 2 verse, 'n entjie verder langs die strand het Jesus die 2 seuns van Zebedeus, Jakobus en Johannes, in 'n skep gesien terwyl hulle besig was om hulle nette heel te maak. En hy het hulle ook geroep. En wat het hulle gedoen? En dadelik het hulle pa en sy werksmense net so gelos en saam met Jesus gegaan. Dadelik, onmiddellik, gebeur daar 'n verandering in hulle lewe. Dit wat hulle gaan doen verander, en die rede waarom hulle iets doen verander. Maar nou weet ons ook dat in die skrif het ons ook gelees van mense wat nie ja geantwoord het. So almal antwoord nie noodwendig ja nie. Almal is nie opgewonde nie. En dalk sit jy ook vanmôre hier en jy hoor die uitnodiging waar Jesus ook vanmôre vir jou sê, "Hoi, kom hier. Volg my." Maar sien, daar's party dinge waar ons vashou. Ek kan nie Jesus nou heeltemal volg nie. Ek vra vanoggend, vra ek vir die persoon, en ek mag glad nie sy naam noem nie, wat toe nou vir my gesê het van hy begin reg eet, en weet alles begin reg doen, maar hy moet nou nog begin oefen. Toe sê ek is diep teleurgestel, dat jy nog nie begin oefen nie. Ek kan nie glo jy het nog nie begin oefen nie. Toe sê ek, maar ek gaan nou van môre af. Ek sê, môre is te laat. Sommer al vanmiddag. Want jy moes al begin oefen. Ek sê dit help nie jy eet reg en jy oefen nie, dan kan jy dit maar net so dan los. Ek vra toe vir hom, is dit alright as ek my vrou net so af en toe verneem? Ek's baie lief vir haar. Maar so af en toe verneem ek. Toe sê nee, jy kan nie dit doen nie. Toe sê ek, dit is oefen en
ook werk. Regtig en oefen, hand aan hand, saam. Dat is net 'n grapie, ek en hy ken mekaar daarom en ons is ergens, ons het daarna, het ons weer asem gehaal, en ons het gesê, hoe gaan dit werk? Maar sien, nie almal sê ja nie. Want jy kan nie halfpad volg nie. Jy kan nie volg en dan nie volg nie. Jy moet besluit of jy gaan volg en of jy nie gaan volg nie. Ons dink aan die ryk jongman, daar in Markus 10, wat na Jesus toe gekom het en hom gesê, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Ek het lang terug so boodskap ook gebring. Toe sê Jesus vir hom, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan en word jy my volgeling. Geraak jy ontslaaf van alles. En die ergste is, jy bring nie daai geld saam nie. Ek wil nie as jy jou geld hê nie. Dan vat jy daai geld en gee dit vir die armes. En as jy dit klaar gedoen het, dan kom jy na my toe. Dan word jy my volgeling. Maar daar staan, hierdie man was heeltemal verslaan en het ontsteld weggegaan, want hy baie besittings gehad. So, dis weer baie ingewikkelde besluit nie. Dit is of bly waar jy is, hou aan doen wat jy doen, en dan is jy maar net wat jy is. Of het kan wees, dat jy sê, ek wil iets doen wat beter is. En een ding verseker ek jou vanmôre, waarna toe Jesus jou roep, is baie beter as wat jy nou is. Ek gaan wees, kyk ons 'n groter amen doen. Hier is regtig baie opgewonde. Nee, ek gaan so amen sê. Daar waarna toe Jesus jou roep, is veel beter as waar jy nou is. Amen. Yes. Loof die Here. Dit is so. Vra mense wat al tot bekering gekom het, vra mense wat gesê het, ek is klaar, ek gaan Jesus volg met alles wat in my is. Every day with Jesus is better than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus makes me love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between the Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. En wat jy dit ons het gesing. Jy sing en jy sing en jy sing. Wow, that was, I keep falling in love with Him over and over and over again. Oh, what a love between the Lord and I. Maar daar is sekere dinge wat ek sal moet los van dinge wat my terughou om Hom ten volle te dien en te volg. En soos daai disippels, of daai manne wat op daai stadium net vis gevang het, te sê, ek is bereid te sê, ek los dit wat my gewoonte is, dit wat ek gewoond is, want sê maar, gaan dit los en ek gaan Hom volg. So waar begin ek? Jy begin nou. Begin nou, dadelik, nou, terwyl jy hier sit, begin jy om te sê, ek gaan dit moet verander in my lewe. Want hierdie lewe is tydelik. Daar's 'n lewe na hierdie lewe. Maar ek wil dit dan alreeds begin ervaar. Maar dit begin dadelik soos in nou. As dit goed genoeg is om môre daarmee te begin, dan is dit goed genoeg dat jy vandag
daarmee kan begin. En hulle het dadelik hulle net gelos en saam met hom gegaan. Hulle het dit nie nog gaan oordink of bedink nie, net gesê, ons is klaar. Die tweede ding is, laat het gaan. Petrus en Andreas en die ander het hulle net daar gelos. Want sien, verandering vereis soms dat jy sal moet laat gaan. Ek weet nie wat is dit vanmôre wat jy moet laat gaan. Die Here ken jou hart en ek weet die Heilige Gees is besig om in jou te werk en te sê, daar is sekere dinge wat ek sal moet laat gaan. As ek sekere vriende is, laat gaan. Ek sê nie, ek wil nie meer lief wees vir hulle. Ek kan nog steeds lief wees vir hulle. Maar as dit 'n vriendekring is wat jou terughou, laat gaan. Is dit jou eie slegte gewoontes is wat jou terughou? Maak vandag die regte keuse, laat gaan. Wat dit ook al mag wees. Hebreërs 12 vers 1 staan daar. Hy sê, met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou, kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, veral die sonde wat so maklik hou vas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op hierdie baan wat voor ons uitgestrek lê. Liewe vriende, ek vra weer vir jou, laat gaan van dit wat jou terughou. Slegte gewoontes, social media, wat dit ook al mag wees, laat gaan dit. Die derde punt wat belangrik is jy moet beweeg. Keep going. Markus 1 vers 18 staan daar, en hulle het dadelik en hulle het gelos en hulle het saam met hom gegaan. Verandering vereis aksie. Volg Jesus. Hulle het verander wat hulle gedoen het en hulle het iets niets gedoen. Dit help nie net jy praat daaroor nie. Baie keer dan dink ons as jy in 'n gesprek is en jy praat oor die Here en die goedheid en die guns en wat dit is om hom te volg, dan is jy 'n goeie volgeling. Nee, dis goed om daaroor te praat. Nou, hulle het nie daaroor gepraat nie, hulle het dit gedoen. Jy sal aksie moet neem. Keep going en begin om dit te doen. Onthou, verandering is 'n eenmalige besluit met daaglikse toewyding. Sy eenmalige besluit, daaglikse toewyding. Ek sluit af Lukas 9 vers 23. En toe het hy vir die skare gesê, as julle my volgelinge wil wees, dan moet julle julle eie ek prysgee. Elke dag julle kruis opneem en my volg. Mag jy vandag die regte besluit maak. Verander wat jy volg. As jy besig is om iets te volg, wat jy nie nader aan Jesus Christus vat nie, verander dit wat jy volg, want jy is besig om iets verkeerd te volg. Onthou, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor Jesus Christus. Die rede hoekom ek die veranderinge maak, is nie oor my nie, dit gaan oor Jesus Christus, wat jou wil gebruik as 'n kanaal en as 'n instrument. Jesus Christus binne in jou. Ek en jy is nie die fokuspunt nie. Christus in ons is die hoop van heerlikheid. Daarom sê hy, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dit gaan oor Jesus Christus se wil. Soos in die hemel, so op hierdie aarde. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons dankie dat ons vanmôre net op 'n plek kan wees waar ons kan hoor, laat gaan van dit wat jou terughou. En ek wil nou bid, Vader, vir hierdie gemeente, vir elkeen wat onder die geklank van u stem is. Heilige Gees, u wat besig is om met ons te praat. Dankie dat u aan elkeen op hierdie oomblik wys. Wat is daar wat ons terughou, Here, om u ten volle te volg? Wat
is daar wat ons terughou, sodat ek nie ten volle in die wil van Jesus Christus kan wees nie. En dan wil ons dit los. Here, ons wil vanmôre soos daai vissermanne kom, soos Petrus en Andreas. Toe hulle die stem hoor, het hulle dadelik gelos waarmee hulle besig was om U te volg. Dalk is daar nie 'n môre nie, en daarom wil ek vra, kom o Heilige Gees, kom help ons, dat ons dadelik vandag sal los dit wat ons terughou om U ten volle te aanbid, ten volle te dien. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.